klem gaan lê op al die mamas, want Here, hulle is baie, baie belangrik vir U. En ek weet, hierdie gaan 'n baie spesiale diens verder wees, met alles wat gaan gebeur, en so net vir die dankie sê, dankie, dat die mamas op so 'n besonderse wyse geskep het. Dat hulle so 'n besonderse plek in ons lewens het, in gesinne het, in die samelewing het, en dat U hulle net spesiaal gaan laat voel vandag op 'n besonderse wyse. En ons bring U die lof en die eer, want U is 'n goeie God en as niemand so sien nie. Amen. U kan U se plekke neem, dankie broeder en suster. Dis wonderlik om vanoggend weer saam met U te wees. Ek was nou vir 4 Sondae nie hier nie, en dis lekker om terug te wees. Ek was daarom in die week hierso. Ek het in die tussentyd, het ons my oom se begrafnis gehad, laas Sondag, en paar weke voor dit, my swaartjie, my vrou se boetie, en ja, dit was maar erg tyd vir die familie. Maar ek is bly julle is hier, en ek wil hê julle moet ook die diens geniet vanmôre, en spesifiek die mamas. Nou ons begin, na die prys en worship op 'n besonderse wyse. Ek dink nie daar's 'n beter tyd om kinders juist toe te wy as op Moedersdag nie, want dit maak net meer sin. So ek gaan vra dat daai mamas en papas na vore gaan kom met hulle kids, en dat die oumas en oupas ook asseblief gaan saamkom. En dat julle almal hier voor gaan kom staan, en ons gaan 2 kindertjies na die Here toe bring. En ek is baie opgewonde daaroor, en ek weet die Here gaan ryklik sien, is 2 pragtige seentjies, so julle kan nou vorentoe kom, baie, baie dankie. So terwyl ek kans gee vir hulle om te kom, dankie Cameron julle, en dan ook vir Chantay julle, en ag, dit gaan net special wees, so oumas en oupas, julle kom saam. Julle kom staan by julle kinders en by julle kleinkind, dis mos belangrik. En Johan, ek is so bly jy het op jou hemp faith, want het is geloof, ou broer. Daar sy, julle kan nie voorkom staan en vir my kyk, hoor. Ek het in die week weer, en nou praat ek spesifiek met die 2 mamas, het ek met 'n tannie te doen gehad, sy is hier in haar 70's. Sy kon nooit kinders hê nie, want sy het 'n biologiese probleempie. En weet wat, sy het haar hart uitgestort en gesê, sy verstaan dit nie. Haar hartsbegeerte, sê sy was om 'n kind te hê, en sy het nooit die voorreg gehad nie. En toe praat sy juist met my oor van haar familie, wat die kinders so sleg behandel. Dan dink sy, dis mos nie fair nie. Ek het hierdie groot hart, en ek wou alles gee vir 'n kind, en ek het nie die voorreg gehad nie, en kyk wat maak ander maas en paas en familie met die kids. Ek wil net hê julle moet vanoggend weer eens besef hoe gelukkig julle is. Die Engels het 'n baie mooi woord, you are lucky. Jy's 'n lucky ma, 'n lucky pa. God se seëninge is oor jou. En dis hoekom julle kinders kan hê, want baie mense het nie kinders nie, en hulle wens met hulle hele harte om kinders te hê. Nou met al 2 hierdie gesinne stap ek 'n lang pad, inteendeel Cameron en Chantay was tieners in hierdie gemeente gewees. En ek het die voorreg gehad om vir Harry en Chantay ook te trou. En nou het ek die voorreg om hulle laaitjie aan die Here toe te wy, en ek kyk ou klein Harry, Kyle Rourke loer vir my, hy kyk vir my. En dan is dit ook my voorreg om vir Divan Arnoldus Brits aan die Here toe te wy. Nou, ek doen vanoggend iets wat ek eintlik nog nooit gedoen het nie, en Chantay, dis jou skuld. Want sy het gister vir my gestuur, wat beteken haar kind se name? Toe het ek julle name ook gaan opsoek van julle kind. So julle moet nou bietjie luister, hoe mooi is dit? Want onthou, in die Bybelse tye, het jou naam eintlik alles van jou gesê. Want jou naam het gesê, wie is jy, wat is jy, waar kom jy vandaan, en wat die betekenis is van jou naam.
En ons het dit nie altyd besef nie, en julle moet gerus so 'n bietjie gaan Google wat beteken jou name. Jy gaan nogal skrik partykeer as jy dit sien. Maar ek wil begin met Harry Carl Rourke, en Harry beteken heerser van die huis of beskermer. Dit dui op iemand wat sterk, betroubaar en 'n natuurlike leier is, iemand wat vir sy mense sorg. Dis kosbaar. En Carl is van Skotse oorsprong, het beteken smal seestraat of kanaal. Dit symboliseer iemand wat 'n brug bou tussen mense, kalm, gebalanseerd en verbindend. Nou dis vir my wonderlik om sulke name te kan dra as 'n mens. So, dis wonderlik, nee, iemand is besig om in die slaap te raak, maar is okay, hy mag, dis sy dag, en dis okay. En Cameron, ek het nou die betekenis van jou kind se naam ook vir jou gestuur. Ek weet nie of jy al gaan kyk daarna nie. Maar kom ek vertel gou vir jou, dat die naam Diwan, alhoewel dit nie direk in die Bybel voorkom nie, verbind baie mense die naam simbolies met wysheid, leierskap, orde, invloed en waardigheid. En dan Arnoldus beteken sterk soos 'n arend, 'n kragtige leier, hy wat regeer met die krag van 'n arend. So dis pragtig, so daai naam het betekenis. So wat doen julle nou vandag met julle twee seentjies? En die oumas en oupas, wat doen ons vandag? Ons bring ons kind na die Here toe, dat die Here sy hand op hom kan lê en hom kan seën. Dis wat ons doen vandag. Wat die Bybel sê. Want wat sê die woord? Matteus 19 vers 13. Jesus sê, bring die kindertjies na my toe en verhinder hulle nie, want as sulke spoor die koninkryk van God. En dan staan daar en Jesus het sy hande op die kinders gelê en hulle geseën. As Jesus daarom die hande op 'n kind lê, is hy kind regtig geseën. En dis wat so wonderlik is, en mag God vir julle help, as ma en pa, maar ook as ouma en oupa, om regtig die voorbeeld te stel, vir daardie ou seentjie, van jou seentjie, jou klein seentjie, en te sê maar, hulle gaan leer wat die regte ding is om te doen, deur my, hoe ek gaan optree as ma en pa, hoe ek gaan optree as ouma en oupa. En dis wat so wonderlik is. Nou Chanty, ek gaan skinder oor jou familie. Want gister by Dani se 60ste verjaarsdag het daar iets met my gebeur, want daar so 'n klein dogtertjie, Amorey, jy sien, net so voorop die waar soos haar ma. En sy kom daar by my met 'n klomp grimeergoed, en sy sê, sy wil my so bietjie mooi maak. Was eintlik vir my half 'n klap in die gesig, jy weet. Maar ek lag dit toe, en kyk, sy het vir my gepaint hierso, en hierso, en hierso, en hierso, en sy het selfs my naels pers gemaak, is daarom nie meer pers. Ek het daai ou dogtertjie so geniet, want weet wat, ek het gesien, hoe haar hart bly raak. Want niemand anders wou die speletjie met haar speel nie, nou kom die oom pastoor en speel het met haar. Ek wil net vir jou sê, jou kinders gaan partykeer snaakse goed doen, maar wees daar vir jou kind. Wees beskikbaar vir jou kind. Want baie keer soek hulle net daai bietjie aandag van jou. Net daai bietjie omgee. En jy weet, baie keer is tantrums ook maar 'n aandag soek manier. Gee hulle daai aandag. Want God het daai ou seentjie vir julle gegee as ma en pa, as ouma en oupa, selfde hier as ma en pa en ouma en oupa, en ek weet die Here gaan vir julle seën. En die Here gaan vir julle onderneem. Dit is 'n voorreg om hulle groot te maak, maar maak hulle groot in die vrese en in die kennis van die Here. Ek gaan dan vir julle as ouer pare, gaan ek dan vra, erken julle in die aanbieding van hierdie seentjie dat hy 'n genadegawe van God is en dat julle bloot as voogte oor sy erfdeel aangestel is? Wat is julle antwoord? Wat is julle antwoord? Dan beloof julle in die teenwoordigheid van God en sy gemeente dat julle hierdie seentjie tot die beste van julle vermoë sal opvoed in vrese en kennis van die Here,
deur deeglike onderrig in die Christelike leer en deur 'n voorbeeldige en godvrugtige lewenswandel? Wat is julle antwoord? Dan die moeilike en erken julle dat God het hierdie kindjie, hierdie seentjie aan julle gegee, die volste reg het en dien in sy wyse raad het mag gebied, die gawe weer van julle te neem en beloof julle dan indien dit sou gebeur, maar as gelowige saam met Job te sê, die Here het gegee, die Here het geneem, loof die naam van die Here. Wat is julle antwoord? Broeder en suster, ek gaan vra dat jy gaan opstaan en gaan vra dat my pastore net weer gaan kom, net my ondersteun hiervoor. En kom ons gaan hierdie ou seentjies aan die Here opdra. Jy weet, dis 'n bose wêreld, so wêreld vol lelike dinge. En ons kinders ervaar baie lelike goed. Ek weet God gaan help vanmôre. En God gaan op 'n besonderse wyse onderneem vanmôre. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek dra vanoggend vir Diwan Arnoldus Brits aan U op. Here, hierdie is 'n pragtige ou seentjie. En U het hom vir hierdie pappa en mamma en vir hierdie oumas en oupas gegee. En ons dra hom nou op aan U, Here, en ons wil vra dat U vir hom gaan seën al die dae van sy lewe. En dat U vir hom gaan onderneem en dat U vir hom gaan help. Here, dat Diwan Arnoldus Brits die seëninge van God gaan ervaar oor sy lewe. Al die dae van sy lewe. En Here, dat hy van vroeg af U gaan leer ken en 'n pad saam U gaan stap. En ek seën hom nou in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. En ek gee hom nou terug aan sy ouers. Here, dankie dat ek pappa en mamma ook in U kan opdra en vra dat U vir hulle gaan seën en help. Dit raak al hoe moeiliker om in hierdie bose wêreld kinders groot te maak. Maar U gaan vir hierdie pappa en mamma help op 'n besonderse wyse. Ook vir hierdie ouma en oupa, ek seën hulle in die naam van die Here. Dankie dat U gaan onderneem en seën. En dat U gaan voorsien en onderneem op besonderse wyse in hierdie familie. En ons bring U die lof en die eer. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek dra nou vir Harry Karl O'Rourke aan U op. Here, U het vir hierdie mamma en pappa geseën met 'n pragtige ou seentjie. Here, dankie dat U vir hom gaan seën al die dae van sy lewe, dat Harry Karl O'Rourke 'n geseënde van God gaan wees, elke dag van sy lewe. Dat hy ook van vroeg af die pad saam met U gaan stap. Here, en dat U vir hom gaan onderneem en seën op 'n besonderse wyse. Dat U vir hom gaan help elke tree van die weg. Here, en dat U vir hom gaan onderneem. En soos Hy hierdie ou seentjie vir pappa en mamma en vir hierdie oumas en oupas gegee het, gee ek hom nou terug vir sy ouers. En Here, dankie dat ek vir mamma en pappa ook kan bid en vir U kan vra dat U hulle ook gaan gebruik en U groot maak van hierdie pragtige ou geskenk van U af. Dat U vir hulle gaan onderneem en help elke dag. En vir hulle gaan seën. Seën ook hierdie oumas en oupas, hulle is baie kosbaar vir U. En Here, U gaan hulle ook op 'n besonderse wyse gebruik en die groot maak van hierdie seentjie, Harry Karl O'Rourke. En dankie dat U getrou is. En dankie dat ons kan weet daar's niemand soos U, die Here. U is 'n wonderlike God en ons aanbid U, Vader. Dankie. Dankie dat ons hulle na U toe kan bring, dat U hulle nou kon seën. En ons eer U, Vader. Amen. Kom ons sing hulle toe, laat die Here seën op hul daal, U guns uit Sion, hul bestraal. Laat die Here seën op hul daal, U guns uit Sion, hul bestraal. He wat beveel
die siptek neem, ons gaan hulle net gou geluk wens. Baie dankie. Oupa, baie geluk, hoor. Ou maatjie, so geluk vir jou. Seëninge vir jou. Oupa, baie geluk. Ou maatjie, baie seëninge vir jou. Baie geluk, mamaatjie. En baie seëninge vir jou. Pa, is iets om op trots te wees. Hy is pragtig, hoor. Baie geluk, ou maatjie. Seëninge vir jou, mamaatjie. Baie seëninge vir jou. Mag die Here vir jou wonderlik onderneem. Pa, baie seëninge vir jou. Woe! Ou seën, oupa, baie geluk vir jou en seëninge, hoor. Baie dankie. Daar sy, prys die naam van die Here. Here, U is so groot en so goed. En U is wonderbaar. Nou, broeder en suster, ek wil U nou nie onnodig emosioneel maak nie. En ek praat nou spesifiek aan ook van die maas. Maar vat nou maar jou tissuekie of jou sakdoekie en hou hom nou maar naby aan jou. Want ek kan beloof, dit wat ek vanoggend vir jou gaan sê, hoor jy nie in preke nie, wat die ouens wil pas op vir die emosionele sy. Ek wil vanoggend spesifiek praat oor die emosionele sy van die moeder. Die sy wat ons nie altyd raak sien nie en ons wil nie altyd daarop konsentreer nie, want ons moet tog net nie huil nie. Maar ek wil vir u sê, God het 'n besonderse wyse om met mense te praat en ek wil hê jy moet na daai prentjie kyk en ek wil hê jy moet kyk, wat sien jy alles in daai prentjie raak? Selfs hulle wat nou instream, hulle fokus vir my nou op die prentjie. En hy gaan vir 'n paar sekondes daar bly. Ek wil hê jy moet kyk. Want is baie kosbaar. Nommer 1, jy sien 'n vrou op die agtergrond wat huil, trane. Dan net voor dit, dan sien jy daar's ook 'n liggie wat brand, 'n kersie. Dan lê daar 'n roos, 'n rooi roos, wat nou weer die liefde simboliseer, né? En dan die woord is ook daarin, die Bybel. So dis die verskillende aspekte en ekskuus, ek weet die slides gaan nie verskriklik duidelik wees nie, want ek het daai agtergrond op al die slides. Want ek wil nie hê jy moet dit miskyk nie. Ek wil hê jy moet dit raak sien vanmôre. En toelaat dat God met jou praat en dat hy iets spesiaals vir jou doen vanmôre. Want broeder en suster, hierdie het my geruk toe ek daarna kyk en die Here het so met my gepraat. Weet, ek en Melanie is bevoorreg om nog al twee ons moeders te hê. My ma is vanoggend hier, sy's 89 jaar oud. En my skoonma is hier, dink sy's 82 as ek nie mis het nie, ma, né? So ons is bevoorreg. Maar daar's baie goed wat ons 'n bietjie vergeet. Toe ons groot geword het, uit die huis uit is, en selfs nou nog, was 'n paar goed wat ons vergeet. Was 'n paar goed wat ons vergeet van moeders. Nou ek wil begin deur twee verhaaltjies vir u te vertel. Die een het hierdie week met my gebeur. Nou ons rekenmeester van die gemeente, hy was so 25 jaar min of meer die rekenmeester van die gemeente, is in die week oorlede. En ek was by sy sterfbed. Maar ek wil nie oor dit praat nie, ek wil bid van wat by sy sterfbed gebeur het. Hy is die Woensdag oorlede, so 'n paar uur nadat hierdie gebeurtenis gebeur het, wat ek nou gaan vertel, is hy oorlede. Ek het Dinsdag weer deurgery Pretoria Oos Hospitaal toe, ek was 'n paar keer al daar.
En ek het nie geweet nie, dat dit die laaste keer sou wees, dat ek hom sou sien nie. Net 'n paar uur voor hy gesterf het. En toe ek instap in die kamer, hy was alleen in die kamer, toe sit sy vrou daar, en daar sit 'n ander ouerige vrou op die stoel. En ek sien altyd van hulle is maar redelik emosioneel, maar veral hierdie vrou wat ek nie geken het nie. Ek weet nie wie sy was nie. En toe sê hulle, sy wil graag my praat, toe sê ek is reg, maar ek wil net so 'n bietjie tyd eens met Johan spandeer. Ek het toe hom weer gesalf, hom gebid dat God se wil gaan geskied. En toe konsentreer ek op hierdie vrou en sy begin haar storie vir my vertel. En ek hoor hierdie seer wat hierdie vrou in haar ronddra al forever. En ek sê vir my sis, jy het nodig om by God uit te kom. Jy het nodig om jou saak met God reg te maak, dat jy geloofsekerheid kan hê. En sy sê vir my, maar jy kan nooit seker wees nie. Ek sê, ja, jy kan. Sy sê, ja, sy wil dit graag hê. Lang storie kort, ek lei haar by Johan se sterfbed na die Here toe. Dis 'n vriendin van Johan. En om die agtergrond te gee, sy's 'n Nederlander, en u wat Nederland se agtergrond bietjie ken sal weet, dis moeilike mense as dit kom by godsdiens. En sy bid saam met my die sondaarsgebed, en die trane loop oor die wange, en sy maak haar saak met God reg. En weet jy, 'n ruk daarna, laat weet Johan se vrou vir my, hierdie vrou se lewe het dramaties verander. Daar het net iets gebeur, daar in daai hospitaalkamer by Johan se sterfbed. Dit was vir my awesome. As ek nou een ding van Johan gaan onthou, is dat ek iemand na die Here toe gelei het, wat God nie geken het nie, by sy sterfbed. En ek begrawe hom in die week, en ek gaan hierdie storie vertel op sy begrafnis. Nou die tweede verhaaltjie wat ek u gaan vertel is maar 'n verhaaltjie wat baie jare saam met my kom. Want toe ek nog gestudeer het op Tikkies as 'n NG Kerk dominee, en ons moes navorsing doen, en daai tyd is nog voor rekenaars en voor Google en ChatGPT en al daai goed, en is nog voor ek my vrou geken het, want jy sien ek het nie Google nodig as sy by is nie. Julle vrouens weet mos alles. Kom ek op 'n verhaaltjie af wat in my studentejare my geruk het, en het bly vandag nog by. Die storie word vertel van klein Jannie. Nou Jannie was 'n schemer. Hy het altyd maniere probeer kry om geld te maak. Want hy like van sweets en chocolates en van koeldrank en chips en al daai lekker goed. Maar hy het nie altyd die geld gehad nie, so dan het hy geskiem om geld in die hande te kry. En hy kry die eendag 'n baie goeie skiem. En hy vat 'n papier en hy skryf bo op hierdie papier rekening. En hy skryf, omdat ek elke dag my kamer moet skoonmaak teen my wil, R50. Omdat ek die honde se gemors moet optel, sommer R100. En omdat ek gereeld my kas moet regpak, nog R50. En die totaal op die einde van die dag, en ek het dit nou maar aangepas, het was eintlik R5 en R2, maar ek bedoel, dis in die ou dae. Ek moes dit nou aanpas na die nuwe. Dis die totaal van die rekening, R400. En hy hierdie ding onderteken alles, ou Jannie, ou klein Jannie, sit dit in 'n koevert, en die oggend stap hy met 'n smaal, kom bys toe, sy pap is weer reg, soos altyd, maar het reg gesit, dit wat hy graag wil hê, en alles is net mooi, en hy skuif hierdie koevert onder hierdie bord, en hy eet lekker sy pap, en ma het hom toe, nou gou skool toe gevat, en toe ma terugkom, en die tafel afdek, kom sy op hierdie koevert af.
En sy maak die koevert oop en toe sy dit nou sien, het sy maar eintlik 'n smaal op haar gesig gehad, maar ook 'n paar trane gepik. Lang storie kort, Jannie kom die middag by die huis, toe sy bordjie nou weer reg, broodjies, dit wat hy altyd van hou op sy broodjie, maat gesorg, alles is reg. En toe hy kyk, toe sien hy, daar's 'n ander koevert onder sy bord. En toe hy die bord oopmaak, die koevert oopmaak, toe sien hy, daar's R400 in. Ja, nou Jannie smaal. Maar oeps, daar's ook 'n briefie by. En toe hy die briefie oopmaak, toe staan daar bo rekening. Omdat ek in jou geboorte moes gee, R200. Nee. Daar staan omdat ek in jou geboorte moes gee, 0. Omdat ek na jou moes kyk en jou moes groot maak, rekening 0. Omdat ek elke dag vir jou kos moet maak, 0. Omdat ek jou klere moet was, 0. Omdat ek by jou, toe jy siek was, nagte deurgesit en gebid en gehuil het voor God, rekening 0. En nou heel onder staan 0. En nou Jannie sit daar en nou Jannie begin huil. Want hy besef sy skiem het geboomerang. En hy gee hierdie koevert met die geld terug vir sy ma, en sy ma, ek is jammer, ek het nie besef nie, ek het nie gedink nie. So vanoggend wil ek met u praat, en ek gaan nie baie lank wees nie, oor die trane agter die roos. Saam met die lig, saam met die woord, ek gaan al daai goedjies saamvat. Het gaan oor 'n moeder se getuienis. Ek lees vir uit Psalm 125 vers 5 en 6. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Vers 6, daai vers ken die mense, daai volgende vers wil jy ons nie lees nie. Hy loop aldeur en ween en dra die saadkoring, hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. So ek wil vandag spesifiek met u praat oor hierdie moederskap, wat ons nie altyd raak sien nie. Ons sien nie dit wat 'n ma altyd vir ons doen nie. Ons sien nie altyd die opofferings wat sy maak nie. Weet en as dit nou Worsie se ma was, ons 'n verskriklike opoffering. Maar ons sien nie daai goed raak nie. Ons sien nie raak wat hulle vir ons beteken nie. Ons sien nie raak dat hulle altyd daar is nie. Ons sien nie raak dat selfs agter die skerms, en wanneer ek slaap, is hulle nog doenig met my goed nie. Deur my lewe. Ons besef dit nie. En dis die hartseer van dit. Jy sien deur die trane, die gebeure, die opofferings, ons sien nie daai goed nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense net hierdie blom wil hê, hierdie roos wil hê. Maar ons sien nie wat het gekos om hy roos uiteindelik daar te kry nie. Die opoffering wat daar was. Ons sien die roos, maar net die trane wat dit nat gemaak het. Die opofferings wat daarmee saamgegaan het nie. Nou Psalm 126 bring hierdie waarheid vir ons. Daar's 'n verband tussen die trane en die oes. Die feit dat ek en jy hier staan, Eers was 'n ma, nie noodwendig my biologiese een nie, want ek weet baie se biologiese ma is of dood of was nooit hulp daar nie, maar baie keer het die ouma of die tannie of iemand daai ma-rol oorgevat, maar eers was 'n ma. Wat tog vir jou omgegee het, anders te was jy nie hier nie. Ja, ek het so swaar groot geword. Ek hoor wat jy sê, maar wie wat jy's hier? So iemand het tog eers omgegee. Eers was daar tog een of ander moederfiguur in jou lewe gewees. Nou ek wil eers met jy praat oor die traan, die onsigbare gebed. Jy sien, ek en jy sien nie die ure, en kom ek sê vir u, dis die ma's wat meeste bid vir die kinders, nie die pa's nie. Dis 'n natuurlike ding, dis 'n instink. Ek bedoel as Boetie seer kry,
toe ag kom my ou seentjie, dan sê pa, man jy moet nou 'n man wees. Maar dan kom maar, ag toe maar my ou skapie, kom ek maak die ou woontjie skoon, kom ek soen hom. Dis nie die pa wat dit doen nie. Dis die ma. En dis die opoffering, daai onsigbare gebed, die oog wat hy God sien wat mense nie sien nie. Weet toe ek hier na kyk, onthou ek het jare terug gehoor waar iemand skryf oor 'n gesprek tussen een van die engele en God en sê, Here, daar is 'n skepingsfout by die vroue wat jy gemaak het. Hy sê, hoekom? Nee, daar is heeltyd iets wat drup. Hulle lek die trane. Toe sê God, nee, ek het al so gemaak, dat hierdie trane kan nat maak op die regte maniere, en op die regte wyse. En dis wat ek en jy moet besef vanmôre, moeders dra dikwels 'n geheime las. Die wêreld sien 'n sterk vrou, maar God sien 'n biddende hart. Maar dankie dat jy vir jou kinders bid, dankie dat jy vir hulle omgee, dankie dat jy daar vir hulle is. Sien, as ons kyk na hierdie traan van besorgdheid, dan sien ons elke moeder ken hierdie slapelose nagte, die bekommernis oor die kind se geloof, die pyn van verkeerde keuses. Weet jy, ek het hoeveel ma's op hierdie stadium? As ek sê 10 is dit miskien te min, is heel moontlik meer, wat op hierdie stadium by my in berading is. Oor hulle kinders wat niks met hulle te doen wil hê, of niks met die Here te doen wil hê nie. En al wat ek vir haar kan sê, heeltyd is, hou jy net aan met bid. Lê hulle net heeltyd voor die Here neer, en vra die Here om hulle te beskerm. Jy moet net aanhou bly bid. Ja, maar hulle wil niks met my te doen hê nie, te meer moet jy aanhou bly bid vir hulle. Want op 'n dag, dan kom hy deurbrake, en hy trane wat jy gestort het, dan sal oes. Daai opofferings, gebed wat jy gemaak het, Psalm 56 vers 9 sê, U tel my om swerwinge, en U hou my trane in U kruik. Wow. Dit staan in die Bybel, die Here hou jou trane in 'n kruik. Ek dink ons 'n paar warehouses vol met van julle se trane. Maar God sien dit raak. Mense sien dit miskien nie raak nie. Jy sien daai traan van gebed, daar's gebede wat nie antwoorde het nie, nie taal nie, maar wat wel hemel toe opstyg, want God hoor jou. God sien jou raak, jy is spesiaal vir hom. Die boodskap hier by hierdie traan, die onsigbare gebed is, moeders, julle trane is nie swakheid nie, dis saad in die grond van God se beloftes. Hou jy net aanhou bly bid vir jou kinders asseblief maar, moenie ophou nie. Want God sien wat mense nie sien nie. Trane van besorgdheid, trane as gebed. En ons het gekyk na daai Psalm 56 vers 9, God bære elke traan. So niks is verniet nie, dit beteken jy huil nie verniet nie. Jy bid nie verniet nie, God sien dit raak. Tweedens, dit was nou die traan, hè. Nou kyk ons na die roos op die oop boek, die Bybel. Dis die lewensverhaal van liefde. Nou die roos gaan oor skoonheid, en dis wat interessant is, met dorings. Kyk, 'n roos is vir my, die rooi roos is vir my die mooiste blom. En tog, het 'n roos dorings aan. Daar is nie net mooi by 'n roosie, daar seer ook. Ek is seker jy het nog nooit daaroor gedink nie. Nie so nie. Die mooiheid is daar seer ook. En jy gaan in hierdie mooiheid ook seer ervaar. Moederskap is mooi, maar pynlik, vreugdevol, maar opofferend.
Ek sal nooit vergeet nie, in my tweede gemeente waar ek was, in my bediening, het was in Sonopaan Brits, in die AGS gemeente daar, is ek die eendag saam met die een gesin hospitaal toe, want die vrou sou gaan kraam. Besluit ek, ek nou my hierdie ouetjie ondersteun, want hy is verskriklik, jy weet, senuweeagtig, en bang vir wat voor lê. En hy is toe nou by sy vrou, maar ek hoor hoe skel sy vir hom, jou vark, dis jou skuld, voets ek hieruit. En hier kom hy aangestap, en ek sê, ag, kom sit hier langs my. Sy sal nou weer okay wees. Want sien, saam met die roos kom die dorings ook baie keer, kom maar broer, dis die waarheid. Jy moet asseblief nie jou kop skud, nie, sy gaan vir jou slaan. Maar saam met die skoonheid, is daar baie keer daai seer. En is nie lekker nie. Soos 'n roos, dit gee geur, maar dit steek ook. So daar is seer daar betrokke. So 'n moeder kies haar kinders bo haarself, gee tyd, energie, emosies, sy dra pyn, sodat ander kan groei. Dis die opoffering wat 'n ma maak. Is dit nie wonderlik nie? Almarie, jou ma sit hier voor my, en ek sien dit, sy maak heeltyd so. Jou sussie is ook hier so, dis dubbel so. Dis nie maklik om kinders groot te maak, is nie maklik om groot kinders te hê nie. Want partykeer is hulle groot, as jy nog meer vir hulle bid. Dis nie maklik nie. Maar God help 'n mens, en hy dra mens deur. Nou die oop boek wys na jou nalatenskap, want elke moeder skryf 'n storie. Nie met ink nie, maar met haar lewe. Maar jy los 'n nalatenskap. Wie wat, as jy die moeder is wat die Here wil hê jy moet wees, gaan jou dogter by jou kan leer. Sy gaan dit miskien nie onmiddellik toepas nie, maar op 'n stadium gaan dit afvang, want sy het die regte voorbeeld gehad. Wees die regte voorbeeld. En skryf daai verhaal. Nou elke moeder skryf daai storie. Nie met ink nie, maar met haar lewe. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê, en jy moet dit by jou kinders inskerp. Maar skerp hierdie goed by hulle in. Skerp die regte goed by hulle in. Jy sien, want prakties gaan dit daaroor, jou kinders lees jou voor hulle die Bybel lees. Is dit die waarheid? Hulle lees jou eerder as wat hulle die Bybel lees. Jou reaksies word hulle teologie. Met ander woorde, hulle leer God deur jou ken. En navorsing het gewys, nie deur die pa nie, deur die ma. Want sy is die anker in die gesin. Jou geloof word hulle rigting. Nou die kernvraag is net, watter storie skryf jy, ma? Watse storie laat jy na vir jou kinders? Want as ons kyk na die skoonheid en dorings, dan weet ons, moederskap, ja, verg opoffering, ware liefde kos iets. Want jou lewe is 'n boodskap, die kinders lees jou, en jy bou 'n nalatenskap. Nommer 3, die kerslig. Dis die lig van hoop in die donker. Jy sien, 'n moeder as draer van lig in hierdie donker wêreld, dit bring kalmte, stabiliteit, rigting. Maar daar is ook 'n belangrike waarheid hier, en dis die volgende, Johannes 8 vers 12, wat praat oor die bron van die lig, waar Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. So maar jy gee miskien lig vir jou kinders, maar God moet jou lig wees. Jy moet die voorbeeld stel. Weet ek het nou die dag weer met 'n ma en pa gepraat, hulle was redelik te vieste in vir my gewees, amper sê ek ander woorde. Hulle was regtig baie kwaad vir my. Want jy sien, ek is ingeroep, omdat hierdie seentjie, die onderwysers, en ek praat van 'n 6-jarige seentjie, wat sy onderwyseresse vloek by die skool.
En toe ek nou hoor wat hierdie laaitjie vir my sê, toe ek hom nou apart het, toe kom ek by die ma en pa, toe sê ek, luister gou mooi vir my pa en ma, dis julle skuld. Want julle vloek dan in die huis. Moet asseblief nie sê, luister wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie. Luister net wat ek sê. Nee, hulle gaan doen wat jy doen. Moenie 'n kind voeter as hy vloek en jy het gevloek nie. Want dan is dit jou skuld. Dis moet eintlik jou voeter. So maar, die regte lig van God laat skyn. Jy sien 'n kers kan net brand as dit aangesteek is en gevoed word. As ek praat van voed, die kers raak aan uitgebrand, nee, om jy weer om voed, nuwe was gee. En hoe kry jy dit? By God. Dit is die enigste manier. So ook 'n moeder kan nie gee as hy leeg is nie. Kan nie lig bring as hy nie self by Christus is nie. Dis hoekom dit so belangrik is, dat jy by die Here gaan wees. Wat sê Salomo in Spreuke 31? Ek het dit nie daar neergeskryf nie. Welgeluksalig is 'n vrou wat die Here ken. Dit gaan goed met 'n vrou, met ander woorde, wat die Here ken. Wat 'n pad saam met die Here stap. Nou die praktiese toepassing vir jou vandag is, moeders moet tyd in die woord hê, tyd in gebed hê, tyd in God se teenwoordigheid hê, want jy kan nie oordra wat jy nie het nie. Kry daai goed by God. Gaan spandeer tyd met God sodat jy krag kan hê, sodat God vir jou kan help. Nou kom ons som gou weer op daai punt 3 van die kers. 'n Moeder bring lig en warmte in die donker en hoop vir die huis. Want daai Johannes 8 vers 12, die lig van die wêreld, Jesus is die lig van die wêreld. So bly naby hom. Nou ek som op, kyk net hoe vinnig was ek nou. Wat is die gevolgtrekking? Die gevolgtrekking is 'n belofte van 'n oes. Psalm 126 gee nie net 'n proses nie, dit gee 'n waarborg. Hy sal sekerlik kom. Nie dalk nie, nie miskien nie, maar sekerlik sal hy kom. So jou trane is nie verniet nie, is nie verlore nie, dis nie ongesiens nie. Want wat, jou oes kan wees, geredde kinders, herstelde verhouding, 'n Godvreesende volgende geslag. Weet, ek gaan nou terug na Dawid toe, en ek weet, hy was nou nie 'n man nie, maar luister gou wat vir my so kosbaar is van Dawid. Dawid neem op 'n stadium 'n besluit, hy wil vir God 'n huis bou, dis die tempel, né? Maar hy het nooit die voorreg gehad om dit te doen nie, sy seun het dit gedoen, ook as gevolg van alles wat Dawid aangevang het. Maar God maak 'n belofte met Dawid, omdat jy vir my 'n huis wil bou, sal ek jou seën en jou nageslag seën tot in ewigheid. As jy gaan doen wat God sê as ma, maak nie saak hoe erg die stryd is nie, gaan jy en jou nageslag geseënd wees tot in ewigheid. Dis God se belofte aan ons. Maar dan sê hy ook, hy sal sekerlik kom. God is getrou. Trane word oes. Hy trane wat jy saai, gaan geoes word. Ek sluit af, vandag eer ons dis nie net die glimlag nie, maar ook die traan. Nie net die roos nie, maar ook die dorings. Nie net die lig nie, maar ook die brand. Moeders, julle is saadsaaiers, ligdraers, geloofsbouers. So ons eer die trane, ons eer die opoffering, ons eer die moeders. Dis nie 'n maklike pad om te stap nie. Maar partykeer is ons as mans ook baie skuldig. Ons hanteer jou as ons vrou ook nie as die vrou wat die Here wil hê ons moet hanteer op die regte manier nie. Ons doen dit op verkeerde wyse. Ons wil net vir jou sê, ma, jy is kosbaar. Vrou, jy is kosbaar. Gryp God vas.
wat hy vir jou help, wat jy weet, hy trane wat jy gestort het, was nie verniet nie, God het dit gesien. En God sal jou nie los nie. Hoor jy Annemarie, hy sal jou nie los nie. En dit geld vir elkeen van ons, tannie Susan, is jy jou nie los nie. Ag Here, my kinders wil nie regkom nie. Luister, hou aan bid, hou aan om my trane te stort voor die Here, dat daar die saad gesaai gaan word, sodat die oes kan kom. Want hy roos kon net groei, omdat daar trane gestort was, water. Beteken, die regte goedheid gebeur, sodat die mooiheid uiteindelik na vore kon kom, al was daar dorings tussenin. En dis wat jy is, kosbaar vir die Here. En julle, ek wil nou ietsie doen, en Pieter, ek dink jy kan so lank gaan doen, wat jy moet doen. Kom ons gaan net, ek gaan vra, dat al die ma's wat hier is, dat jy gou regop staan vir my asseblief. Net die mamas. En dan wil ek vir die ander vra, Chantal, jy staan op nou vir die eerste keer. Dan wil ek vir die ander vra wat daar naby is, asseblief vir haar nou nie een mamma is, wat nie 'n hand, vat haar hand toe. En kom ons plaas ons hand op hulle skouer, as hulle hande vol is met die hande vashou. En kom ons gaan hulle nou seën in die naam van die Here. Dis nie maklik om 'n mamma te wees in hierdie wêreld nie. Maar Chantal, God help jou. Daarom hoef jy nie moedeloos te word nie. En God sien jou as mamma vandag raak. Kom ons gaan saam bid. Here Jesus, ons bid nou vir ons mammas. Here, daar's 'n stryd wat hulle baie keer so stry en niemand sien dit nie. Niemand sien daai trane nie, maar U sien dit. En ek wil bid dat U hierdie mammas gaan help, dat U vir hulle gaan onderneem, dat U vir hulle gaan deurdra en dat U op hierdie Moedersdag dit vir hulle ekstra spesiaal gaan maak. Dat hulle net gaan weet vandag hoe spesiaal hulle vir U is. Seën hulle nou in die naam van die Here, onderneem vir hulle en laat hierdie net 'n baie besonderse dag vir hulle gaan wees, dat hulle gaan weet, ek is spesiaal vir God en hy sien my raak. Hy sien my raak wie ek is as moeder en hy sien my trane raak en hy sien my gestoei raak en hy sien my moeilikhede raak, hy sien my raak. En ek dank U Here, dankie dat ons hulle kan seën. Al die lof en die eer kom U toe. Amen. U kan die sitplekke neem, baie dankie. Ek gaan nou net wag vir die kinderkerk tuis, julle kan daai ding laat sak vir my, vat net, vir my asseblief pas op net vir die water onder die kansel, vat vir my die kansel ook weg. Nou kom ek, vertel gou vir U, die kinderkerk gaan nou inkom, want hulle het vir die mammas 'n video gemaak. En dis hoekom ons dit op die groot skerm gaan speel, en, ag ma, jy kan maar die sakdoekie gryp, is ook fyn. Maar dit gaan ook nie net sakdoekies wees van trane nie, dit gaan wees van waarheid. Want baie van die goed gaan wees oor hoe hulle maar sien, jy weet, so. Ek hoop nou julle is okay. En dan, as ons dit klaar gedoen het, dan gaan ons vir elke moeder wat hier is vanmôre, of in die gemeente is of nie, is irrelevant. As jy 'n ma is, gaan ons vir jou geskenkie gee. En is iets baie kosbaars. As ek vir jou so 'n tippie kan gee, dis iets wat jou gaan help om jou altyd self raak te sien. OK, so dit gaan baie besonders wees. En ons gaan julle dan ook 'n drukkie gee, so hulle gaan nie net vir julle 'n geskenkie gee nie, jy gaan 'n drukkie ook kry. Dis 'n bargain, nee. Mag die Here vir julle ryklik seën en mag die Here vir julle onderneem en vir julle help. Ja, asseblief wat die tieners ook inkom. So ons gaan net kans gee vir Annika en die kinders, dink hulle gaan nou instap saam met Melanie ook. En dan gaan ons vir hierdie video speel. Nou Annika gaan vir ons net so 'n bietjie meer vertel van die video. Sy het in die vroeë oggendure nog die video klaar gemaak, so arme ding. Sy's redelik poegaai,
Maar ek so trots op die dogter van my, en ek bedoel, sy is ook 'n wonderlike ma. En ek weet die Here gaan vir u so wonderlik onderneem. Ek wonder hoekom vat hulle so lank. Jappie wil nie net vir my gaan loer nie, sê is redelik belangrik dat hulle inkom, asseblief. En ek hoop net dat iemand het al vir jou as ma gesê gelukkige Moedersdag. Het iemand al? Solank iemand dit vir jou gesê het. En daai voorbarige kind het vir jou gesê, Dominee. Die Here is goed en daar's niemand soos hy nie. Hier kom hulle nou in. Ek is so dankbaar. Wil net kyk waar is daai kans, want ek soek hy mikrofoon. Hoe het jy? O, jy het hom. Gee hom net vir Annika as sy inkom. Terwyl hulle sit, gaan Annika gou 'n paar woorde sê. Hallo my liefie ding, gaan sit gou mooi julle almal. Hey! Ek het jou gemis, ja. En ek is bly jy's hier. Maar waar is jou ma? Daar sê so, Annika, jy gaan terwyl hulle nou hulle plekke inneem, kan jy so lank praat, dat ons net aan die gang bly. Dankie, Jappie. Daar sê so, ek wil net vir Annika boy, dankie sê vir die maak van hierdie besonderse video, en ek dink ons gaan nogal redelik lag daaroor, want ons baie spesiaal ook. Dankie. Van ons kinderkerk af wil ons net vir al die mamas sê gelukkige Moedersdag. Ons het so 2 weke terug, ons maar 'n bietjie lanklaas kinderkerk gehad, so van die lang naweke, maar so 3 weke terug, het ons bietjie met die maatjies gesit, die wat daar was, en ek het hulle so 'n paar vrae gevra oor hulle mamas. So van Kononia Kita wil ons net vir elke mamma sê gelukkige Moedersdag, en ons hoop julle geniet die kort video. Kyk daar, so ons gaan speel, die ligte gaan af, dat jy dit mooi kan. Sit lekker die klankaart, dankie. My ma se naam is Shimenai. Johnny of Johnny? Johnny. Bobby. Nikita. Tannie Annelie. Gerda. Patrice. Michelle. Ek ken nie dit nie. Ek gaan Kate sê. Lizon. Annika. Krishna. My ma se naam is Caroline. Michelle. Nikita. Chantal. Mama se naam is Lizel. Gerda. Maybe my papa's 40, so my mama's maybe 41. Ek dink sy is nou 32. 32. 34. Sy is 28. 30. 34. 83. 27. Sy is 33. Sy is huisagent. Elevator bewerk. Werk by die kerk. Mama werk by die kusplek, sy maak kuste, sy pynkuste. Naals doen. Ek weet nie. Sy werk by 'n slaghuis. Mamma werk by 'n kleuterskool Ek weet nie presies nie. en maak pype. Spaghetti en mens en sy makaroni. Sy normaalweg as sy groente het, gooi sy alles in 'n pot en dan maak sy dit sodat jy nie regtig die groente kan sien nie. Makaroni. Tomatiesop.
Makaroni en kaas. Noedels. Sy maak vir my strawberry kaas. My ma maak 'n spaghetti en makaroni met groente. Pap en wors. Dus sy maak baie keer spaghetti en ek like dit. Nuggets. Baie keer vaar sy saam met ons en baie keer hardloop sy saam met ons. Baie keer gaan stap. Dan hartjie is op. Dat sy van is. Sy doen goed vir my. En sy is my beste mamma. Want sy gee hom vir my. Want sy help my altyd met huiswerk. Want sy hou daarvan om met my te speel, sy maak vir my kos en sy geef my ietsie wat ek kort. Want sy sal enigiets doen wat ek nodig het. Want sy koop vir my sweeties, sy vat my parkie toe. Want sy voer ons, sy sorg vir ons en sy gee vir ons baie keer sakgeld en goed om te eet. En dis al. Want ek like haar. Want sy is mooi en sy sy is lief vir my. Want sy help ons en wy ons. Want ons almal is baie lief vir ons maas en sy maak ons gelukkig. Gee my plek slaap. Ja, jy doen dit. Want jy is my mamma. Sit net vir my aan, dis baie spesiaal. Nou ek gaan net gou dat Annika, sy het vir my die geskenkies georganiseer en gekry. Sy gaan net verduidelik wat is dit en hoekom ons dit gee. En dan gaan 'n paar van ons boeties vir julle die geskenkies uitdeel, mamma. Ek gaan ook dan vra dat jy gaan opstaan. Nou. En dan wil ek vir julle gaan vra om vir al die mamas wat hier is gou drukkies te kan gee. Sal jy dit gou doen, Amorie? Nie net vir jou mamma nie, maar ander mamas ook, okay? Want ek het nou oor jou geskinder hoe jy my gepaint het gister. Dis okay, jy moet die ander mamas gaan drukkies gee, okay? Net jou een mamas hier is reg. Okay. Annika, kom vertel gou vir ons. En dan gaan ek daarna vra die mamas opstaan en dan gaan ons vir julle geskenkies uitdeel. Ek dink laat julle maar so lank opstaan, maas. Mamas, julle kan opstaan, Dan, al die mamas. Gaan ons broers vra om so lank te begin uitdeel terwyl ek verduidelik. Ons almal weet hoe maklik is dit om vir 'n vrou geskenk te koop, nê? Nee, maar my hart was ons as maas kyk altyd na almal anders en ons vergeet bietjie om na onsself te kyk. So ek wil vandag julle half dwing om fisies na julleself te kyk. So, julle sal sien, dit lyk so 'n sakkietjie. Dit is 'n speeltjie vir jou handsak. En daar staan op, sometimes you forget you're awesome, so this is your reminder. En ek wil hê julle moet dit in julle handsakkies hou. Julle sal sien as jy hom heeltemal oop maak, kan jy hom op 'n tafel sit, hy kan sommer regop staan, is baie cute. So elke dag om te onthou hoe amazing mamas julle is en hoe goed julle doen en hoe verskriklik baie ons julle waardeer, want sonder ons mamas, ek weet sonder my ma sou ek
nêrens gewees het nie. So mamas, ons waardeer julle ongelooflik baie en ek wil ook net die oomblik vat, mamma, Melanie, om net vir ons, vir my ma, maar ook as ma van die gemeente, net te sê gelukkige Moedersdag en ons waardeer jou ook so baie en ons waardeer elkeen van julle ook en dankie vir hoe amazing julle is en die goeie maas wat julle is. Al voel dit nie altyd so nie, ek weet partymal voel ons bietjie ons skiet kort, maar ek wil julle laat weet dat elkeen van julle wat hier is amazing. En ek kan getuig daarvan want ek werk met julle kinders. So ek weet meer as wat julle dink. Jy mag gelukkige Moedersdag aan al die mamas. Baie dankie. Kan ons 'n hande klap kry vir Kom ons al gee die vir die mamas? mamas almal 'n groot hande klap. Kyk, nou wil ek vir julle vra. Staan gou op en gaan gee vir die mamas gou drukkies. Asseblief. Okay, die tieners, waar is julle? Ek wil hê julle moet dieselfde doen. Ja, gaan druk al die mamas. Nie net jou mamma nie, vir ouma mamma ook. So gaan gee gou vir mamma 'n lekker drukkie en as jy jou drukkie gehad het van iemand mamma, dan kan jy hier sit, hoor? Kom ek gee vir jou so 'n lekker drukkie en so vir jou sis. Dis ekke. Och mamma, ek jy. Toch 'n paar mamas wat staan, so asseblief, gaan druk hulle eers as jy, voor hulle kan gaan sit en hulle ten minste een drukkie kry. Ja. Die foto wys. Moet ek die foto wys? Oeh. Kom hier. Daar sê jy moet jou drukkie kry asseblief. Okay, broeder en suster, ons gaan dan nou, net voor ons die diens afsluit, al die mamas wat hier is, wat se kind nog op doeke is, jy kry 'n spesiale persent vandag, so jy moet net, waar's Carol? Want sy's nou hier in. Jy kan deur gaan bidkamer toe, na die tyd, en jy kan vir jou kind, wat nog op doeke is, 'n pak doeke gaan haal ekstra. Ja. Kyk, so al die mamas wat babetjies het of kinders het wat nog op doeke is, jy kan vir jou 'n ekstra stel doeke gaan haal. Ons het baie ingekry hierdie week en dis hoekom ons vir jou 'n pak wil gee. Kyk, dan jy sal sien hierdie kant is daar 'n fotohoekie spesifiek vir die mamas gemaak. So kom neem foto's saam met mamma asseblief. En ons gaan dit mooi afneem. En dan wil ek net vra die kinders wat ek ingeseën het met die ouers, ek wil net saam met julle foto's neem. Ons gaan dit deel eers te doen. Dis vir my belangrik want ek sit dit op die gemeente se groepe dat hulle net kan sien hoe pragtig die ou seentjies is wat ons ingeseën het. En terwyl hulle julle besig hou, gaan ek hom in my hande vat, in my kar klim en ry. Julle gaan my nie kan keer nie. Kyk, ek wil net gou sien, het elke mamma 'n geskenkie gekry? Is daar ene wat nie gekry het nie? Het jy nie gekry nie? Asseblief. Hier is 'n mamma wat nie 'n geskenkie gekry het nie, tuis. Nee, jou ma is hier nie. Askies, sy het hulle jou geskiep. Dis vreeslik. Kom hier dat ek vir jou ekstra druk gee. Hulle gaan nou vir jou gee. Kan nie glo hulle het jou geskiep nie. Nou moet jy ekstra druk kry. Sien. Gelukkige Moedersdag en hulle gaan nou vir jou gee. Baie dankie. Baie lief. Jy staan net hier so eentjie. Daar is hy.
Kyk hierso, jy's die enigste een wat die pastoor persoonlik voorgegee het, okay? En sy kan so skaam raak as ek haar so soen en druk. Ek gaan dan vra dat pastoor Japie of ons gaan kom afsluit en vir die Here baie dankie gaan sê vir 'n baie spesiale diens. Het jy die diens geniet vandag? Gerda die hartsnare bietjie geroer. As jy nou nog gaan troos. Kom ons gaan net ons hoofde buig, so onthou asseblief die mamas met babas, julle kan 'n pak doeke gaan haal by Carol in die bidkamer en dan net die inseëning eerste hier voor, dat ons net gou foto's kan neem. Die inseëning, saam met die oumas en oupas, ek soek 'n foto's aan hulle ook. En dan kan u na die tyd, u's baie welkom. Ek is net nie seker, het ons gereël vir koffie en tee na die tyd of ja. So daar is koffie en tee na die tyd, u's welkom om 'n koppie tee, koffie te gaan drink na die tyd. Okay. Kom ons gaan afsluit, pastoor Japie, baie dankie. Kom ons net soos ons sit, sluit ons oë. Here, baie dankie vir 'n wonderlike diens. Dankie dat ons weet, Here, U was hier, U is in ons. Here, U lei ons elke dag in U waarheid. Dankie dat ons vandag eer kon gee aan ons mamas. Here, seën hulle in die res van die dag, seën elkeen van ons, Vader, dat ons sal weet, ons hou vas aan U hand, ons hou ons oë op U, en ons weet, Here, U is die leidsman van ieder van ons geloof. Waar ons ook nou uit mekaar uit gaan bid, ek Here, dat U ons sal seën en veilig hou, tot ons weer by mekaar kom. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Net herinner, donderdag is Hemelvaart, in die ou dae was dit 'n vakansiedag, en dis 'n belangrike dag op die Christelike kalender, ons het diens om 6 uur, so ek hoop regtig ons gaan die sien. Baie dankie.